reg julle, so ons gaan nou net gou vanoggend kyk na ons kwartaal 1 toets van 2025. Nou, ouens, hier by ons eerste vraag, kan ons nie regtig punte verloor nie, want dit is algemeen wat jy moet weet in graad 4. Jy moet in hierdie tyd al jou tafels ken en jou plus en jou minus somme. So hierso het elke vraagie 1 punt getel. Reg. So ons moes eintlik 6 uit 6 gekry het. Ek wil vir jou wys hierso by vraag 2. Nou, dit is soos 'n gewone getallery. Al wat ek nou gedoen het, is ek het dit net in wurmpies gesit om dit eintlik net oulik te laat lyk. Maar julle kan onthou dat ek julle verduidelik het, dat ons altyd kyk na 2 getalletjies wat langs mekaar staan. En ons kyk dan, het die getal groter of kleiner geword? Nou jy kan sien as jy hierso net gaan kyk na die 10e, kan jy sien my getalletjie het kleiner geword. En dit sê vir jou dat ons moes minus. Nou as jy wou, kon jy gegaan het, omdat jy nou weet ons moes minus, kon jy hier aan die kant 'n klein minus sommetjie gemaak het. Reg? Ons kan nie sê 5 minus 9 nie, so jy sou moes gaan leen het. En jy kon sê 15 minus 9 is 6, 7 minus 7 is 0, en 4 minus 4 is 0. So dit sê vir my dat soos die reeltjie wat ons gevolg het, is dat ons moes kon minus met 6. Reg? So elke keer van die een getal tot by die volgende getal, moet ons minus met 6. 479 minus 6 gee vir my 473. As jy dit nie uit jou kop uit kon doen nie, kon jy ook soos hierdie 'n minus sommetjie gedoen het. En jy kon gesê het 479 minus 6 en jy kon gesê het 9 minus 6 is 3, 7 minus niks bly 7 en 4 minus niks bly 4. Dan het jy geweet dit is my volgende getal. Dan het ons weer geminus met 6 tot by 467 en dan het ons weer geminus met 6 en dit gee dan vir my 461 en dit was waar jou tweede punt vandaan gekom het. En dan hier aan die onderkant was so bietjie van 'n uitvangplek, omdat ek nie die eerste getalletjie vir jou gegee het nie. So, ons kyk weer eens na 2 getalletjies wat langs mekaar staan, en jy kan sien dat hierdie getal groter word. Dit sê vir my dat ons plus. En van 891 tot 901 het ons geplus met 10. So kom ons maak nou eers die patroontjie klaar voordat ons nou gaan uitvind wat ons nou hier moet skryf. So van 901 moes ek weer 10 bygetel het vir my volgende getal en dit gee dan vir my 911. Nou wat hier gebeur het, sê nou eintlik vir ons. Van wat ook al by die getal staan, moet ons 10 byplus om vir my daai getal te gee. So die uitvangplekkie hierso is, dat ons hierdie getalletjie vat en dan minus ons 10. So ons doen nou eintlik die teenoorgestelde van die reeltjie wat ons gevolg het. So, 891 minus 10 gee dan vir my 881. En as jy hom dan nou in die regte rigting kyk, sal jy sien dat ons elke keer 10 bygeplus het. Nou, hierso sê ek, kyk na die getal in die blokkie hieronder en beantwoord die vraag wat daarop volg. Dan sê hulle, skryf die getal
in woorde. Nou ouens, hier het hulle nou gepraat van die hele getal. Ek het nêrens genoem van net die onderstreepte getal nie. Maar, as jy net die onderstreepte getal reg geskryf het, het ek nou maar ook vir jou die punt gegee. Maar, dit gaan nie weer gebeur nie. Hulle sê vir ons, kyk na die getal in die blokkie. Met ander woorde, dit is die hele getal. En hulle sê, skryf hierdie getal in woorde. Dan moes jy geskryf het, 8200 37. Dit is hoe jy dit moes geskryf het. Op geen ander manier nie. As jy geskryf het 8273, ek het dit nie reg gemerk nie, want dit is nie korrek nie. Dit is nie hoe ons 'n getal sê nie. So of jy het 1 punt as hy heeltemal reg is, of jy het geen punt daar nie. Dan vra hulle vir ons van wat is die plekwaarde? Plekwaarde sê vir my, in watter plekkie staan hierdie getal? En hulle praat van die onderstreepte getal. Dis daai getalletjie wat daar staan. Staan hy in die plekkie van die ene? Staan hy in die plekkie van die 10e, van die 100e of van die 1000e? En hy staan in die plekkie van die 10e. Dan sou jy nou hier geskryf het, 10e. As daar van julle was wat net 'n hooflettertjie te gemaak het, sou ek ook vir jou 'n punt gegee het. Maar geen ander antwoord was reg nie. Dit is die enigste iets wat jy kon geskryf het. By C, ek gaan nou by julle wees, vra hulle, wat is die getalwaarde van die 2 in hierdie getal? En ouens, daar staan ons 2. En sy waarde, sy getalwaarde is 200. Hier is van julle wat 200 in woorde geskryf het. Dit het ek ook reg gespel, maar gemerk, maar jy kon nie net geskryf het honderde nie. Jy moes nou geskryf het 200. Dan sou ek dit reg gemerk het. En dan die heel laaste een, skryf die getal in uitgebreide notasie. Ek wil hê jy moet onthou van uitgebreide notasie. Ons het 'n getal gevat en ons het hom uitmekaar uitgetrek. Reg? So jy het gekyk na die volledige getal. En ons het hom dan gaan skryf as 8000 plus 200 plus 30 plus 7. En as jy dit korrek geskryf het ek vir jou die punt gegee. As jy geskryf het 8000, punt 200, punt 30, punt 7, het ek dit nog steeds vir jou die punt gegee. Maar onthou asseblief, as ons weer uitgebreide notasie het, dat ons dit asseblief op die korrekte manier moet skryf. By die volgende vraag het ons stygende en dalende orde. Hulle sê dan vir ons, kyk na die getalle wat gegee word. So jy sien hier in die blokkie het ons 4 verskillende getalle. En hulle sê vir ons, skryf die getalle oor in dalende orde. En ons weet nou al, dalende orde is wanneer ons getalle skryf van groot na klein. Reg? So,
ek het ook al vir julle gesê, kom ons gaan kyk eers na die honderde. En as jy nie reg kom by die honderde nie, dan gaan ons oor na die 10e. Nou ons soek nou heel eers die grootste getal. So ons het 300, 300, 200, 200. Dan weet ons moet nou hier na die 300 kyk. Dan gaan ek nou na my 10e toe, en hier het ek 20 en ek het 10. Dan weet ons daai getal is ons grootste getal. En dan van hier af moet ons getalletjies nou kleiner word. Nou ek was eintlik baie oulik gewees en toe het ek nou eintlik klaar vir jou al hierdie getalle in volgorde klaar gegee. So jy moes dit eintlik net afgeskryf het. Ek het hulle eintlik klaar vir jou per ongeluk in dalende orde geskryf. En nou het ek vir jou, ons gaan nou gesels, nou het ek vir jou 'n nuwe stel getalle gegee om te gebruik en vir jou gesê jy moet nou hierdie getalle in stygende orde skryf. So nou moet ons na hierdie getalle kyk. Nou vra hulle dat ons die getalle in stygende orde moet skryf. En stygende orde is van die kleinste getalletjie al die pad na die grootste getal. So ons soek nou eers die kleinste getal. Nou as ons hier gaan kyk na ons honderde, gaan ons dadelik sien dat 569 ons kleinste getal is. Dan het ons 900, 900, 600. 600 is kleiner as 900, so dan gaan ek 659 skryf, en dan het ek nou 900 en 900, dan gaan ons nou gaan kyk na die 10e, hier het ek 50 en daar het ek 60, so dit sê vir my 956 is volgende, en dan my grootste getal is 965. Vir punte gaan jy hierso 2 punte kry, so jy gaan 1 punt kry vir die eerste 2 getalle en 1 punt kry vir die laaste 2 getalle. As ook by vraag B, jy gaan 1 punt kry vir die eerste 2 getalle en jy gaan 1 punt kry vir die laaste 2 getalle. Dan hier by vraag 5 sê hulle nou vergelyk die volgende. Hierdie moes eintlik 'n of gewees het. Nee, en nie. Vergelyk die volgende getalle deur 'n groter as, kleiner as of is gelyk aan teken te gebruik. Ouens, hierdie is jou krokodilbekkies. Onthou, jy wil die O-bekkie na die groter getal toe wys. Nou as ons nou gaan kyk hierso, het ons 1023 en 1203. My O-bekkie gaan wys na die 1203 toe, vir 1 punt. By die tweede een het ek 1989 en ek het 989. Daai is dan my groter getal. Hy gaan ook 'n punt tel. As ons nou hierso gaan kyk, het ons 232 en aan die ander kant het ons ook 232. Dit gee dan vir ons 'n is gelyk aan teken. En hierso by vraagie nommer D, 12 maal 3 gee vir ons 36. En 6 maal 6 gee ook vir ons 36. So dit sê vir my, albei kante is dan gelyk en daarvoor sal jy ook 'n punt kry. Nou ouens, hier het ek vir jou so 'n bietjie van 'n probleem gegee. En ek het vir jou gesê, Norman meet die lengte van boontjieplante. Plant A is 74 mm lank of hoog. Plant B is 155 mm lank of hoog. En plant C
is 102 mm lank of hoog. Dan, daai was nou inligting wat ek vir jou gegee het. Daar was nou nog nie 'n vraag nie. Nou kom my vraag wat vra. Hoe lank is al 3 boontjieplante saam? Maak 'n sommetjie om te wys hoe jy by die antwoord uitgekom het. Nou hierdie blokkies wat ek nou hier vir jou gegee het, is eintlik net sodat jy al jou getalle netjies onder mekaar kan hou. So ons begin by plant A met 74 mm. Dan gaan ons plant B bytel. En jy kan nou besluit, wil jy eers die antwoord van daai twee uitwerk en plant C by plus, of wil jy sommer net alles plus op een slag? Dit maak nie saak nie, jy gaan by dieselfde antwoord uitkom. Ek gaan nou sommer net al my getalletjies op een slag by mekaar plus, en ons trek ons nou altyd 'n netjiese lyn met 'n liniaal, en dan plus ons van hierdie kant af. 4 plus 5 is 9, 9 plus 2 is 11, so ons skryf die 1 en ons dra die ander enetjie oor. 7 plus 5 is 12, plus 1 is 13, en 1 plus 1 is 2. So, as jy gewys het, dat jy op een of ander manier 'n sommetjie gemaak het, het ek vir jou 1 punt gegee, en as jy vir my die regte antwoord geskryf het, het ek vir jou 1 punt gegee. Nou by vraag B, watter boontjieplant is die hoogste? Kon jy nou hierdie prentjies gebruik het om te sien, of jy kon nie bo gekyk het, watter een is die hoogste of die langste? En jy sou met die prentjie en met die inligting kon sien, dat dit plant C was. En daarvoor sou jy ook 'n punt gekry het.